En soos ons dit lees, dink ek sê julle met my saamstem dat hierdie van die mees fascinerende verse in die ganse Ou Testament is. Eksodus 33 vanaf vers 7. Eksodus 33 vanaf vers 7. Ons gaan lees tot en met hoofstuk 34 vers 10. Kom ons lees dit vanaand uit die nuwe vertaling. Moses het 'n tent gevat en dit ver buite die kamp gaan opslaan. En hy het dit die tent van ontmoeting genoem. Elkeen wat na die wil van die Here wou vra, het na die tent van ontmoeting buite die kamp gegaan. En elke keer wanneer Moses na die tent toe uitgegaan het die hele volk opgestaan. Elkeen het by die ingang van sy tent bly staan en Moses agterna gekyk tot hy in die tent ingaan. En sodra hy ingaan, het die wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent van ontmoeting gaan staan, en dan het die Here met Moses gepraat. En wanneer die hele volk die wolkkolom by die ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy tent gebuig in aanbidding. En die Here het direk met Moses gepraat soos 'n man met sy vriend. En daarna is Moses terug kamp toe, maar sy assistent, die jongman Joshua, seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. En op 'n keer het Moses vir die Here gesê, kyk, u beveel my om met hierdie volk te trek sonder om my mee te deel vir wie u saam met my stuur. En tog het u gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As u my dan goedgesind is, maak my u wil bekend, sodat ek u kan leer ken en kan doen wat u verwag. Daar staan eintlik, maak my u weë bekend. Nou, jy sal onthou ons het vanmôre oor die weë van die Here gepraat. Maar let op, sodat ek u leer ken en kan doen wat u verwag. Onthou tog, hierdie nasie is u volk. En toe die Here gevra, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? En toe het Moses vir hom gesê, as u nie self saamgaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en die volk u goedgesindheid geniet, as u nie saam met ons gaan nie? Is juis deurdat u met ons saamgaan, dat ons, ek en die volk, anders is as al die ander volke op aarde. Fascinerende vers, want hierdie beginsel geld steeds. En die Here het vir Moses geantwoord, ook wat jy nou gevra het, sal ek doen. Ek is jou goedgesind en ek ken jou op die naam. Toe sê Moses, laat ek tog net u magtige verskyning sien. Die ou vertaling vertaal, die ou vertaling vertaal, laat my tog u heerlikheid sien. Maar die Here sê, ek sal al my voortreffelikheid voor jou laat verbykom. En ek sal die naam van die Here vir jou uitroep, want ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon, en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. En die Here het verder gesê, maar hier by my is 'n plek waar jy op die rots kan staan. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in 'n rotskuur sit en jou met my hande toemaak totdat ek verby is. En dan sal ek my hande wegvat sodat jy my van agteraf kan sien. Niemand mag my gesig sien nie. En die Here het vir Moses gesê, ek kap vir jou 2 plat klippe, net soos die voriges. Ek sal op die klippe die gebooie skryf wat op die voriges was, wat jy stikkend gegooi het. Maak môreoggend klaar en klim die oggend op na Sinaï berg. Wag vir my daar op die top van die berg. En niemand mag saam met jou opklim nie. Nergens op die berg mag daar selfs iemand gesien word nie. Die klein vee en die beeste mag ook nie naby die berg wy nie. En Moses het toe 2 plat klippe soos die voriges gekap. En nadat hy vroeg die oggend opgestaan het, het hy net soos die Here hom beveel het, Sinaï berg uitgeklim met die 2 plat klippe in sy hand. En die Here het in 'n wolk afgekom en daar by Moses kom staan en die naam van die Here uitgeroep. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here. Nou is Moses in die skeur, né? Die Here se hand is oor hom en dan roep die Here, ek, die Here, is die barmhartige
En let op die attribute van God hier. Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry nie. Ek reken kinders en kleinkinders die sonde van vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag. En Moses het toe vinnig gebuig in eerbied en gesê, as ek u goedgesindheid geniet, Here, moet u saam met ons wegtrek. Al is die volk moedswillig, moet u ons ongeregtigheid en sonde vergewe. Laat ons tog u volk bly, u eiendom. En toe die Here gesê, ek sluit nou 'n verbond met julle. Voor jou hele volk gaan ek magtige dade doen, wat nog nooit tevore op die hele aarde onder enige nasie gedoen is nie. Die hele volk by wie jy is, sal sien dat ek die Here, of wat ek die Here doen. Wat ek vir jou gaan doen, sal hulle met ontzag vervul. Goed, dis ons skriflesing vanaand. Kom ons bid saam. O Here ons God, as ons 'n gedeelte soos hierdie lees, dan ontstaan daar 'n verlange in ons harte. Ontstaan daar honger in ons harte, omdat ons u wil ken. Omdat ons u steeds beter wil ken. En daarom pleit ons weer vanaand, Here ons God, dat u die gemeente sal kom besoek in u genade. En in die besonder wil ons u vra dat u ons kapasiteit om u te ken sal verruim. Ons wil vir u vra om ons te help om te groei en toe te neem in die kennis van die Here. Want ons aanvaar, dis die summum bonum van die lewe. Ons aanvaar, dis selfs van die ewige lewe die summum bonum, die hoogste goed. Ons aanvaar dat dit die wese is van die ewige lewe om u te ken. En ons wil u ken. Ons verstaan, Here ons God, dat dit soms 'n geweldige prys verg van mense om te groei en toe te neem in die kennis van die Here. Ons verstaan ook dat tot die mate wat ons u ken, tot daardie mate sal ons vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld wees. Tot daardie mate sal die glans van hierdie wêreld vir ons verdof. Maar nou begryp ons dat dit presies is waartoe u ons roep, nie net in die Ou Testament nie, maar ook in die Nuwe Testament. En in elk geval is dit die begeerte wat hier in ons harte plant. Ons wil u beter ken. Ag, en mag vanaand se 'n stuk lering dan ook in die diens hiervan staan. Mag dit ons help om te groei en toe te neem in die kennis van die Here. Ag Here ons God, sal u vanaand met spreker en hoorder wees deur die Heilige Gees, want sonder die Heilige Gees kan ons nie verstaan nie. Sonder die Heilige Gees sal dit by die een oor ingaan en by die ander oor uit. En sonder die Heilige Gees sal dit nie in ons harte vestig nie, maar ons bid dat u tog in u genade dit sal laat neerslag vind in ons harte. Daar sal dit wortel skiet, daar sal dit ontkiem en wortel skiet en groei en vrug dra. Ons bid dat u sal verheerlik word in ons midde. Ag ons bid, Here ons God, verheerlik u self by uitnemendheid in hierdie gemeente. Dit kan nie anders dat ons dit begeer nie, want u is vir ons onbeskryflik goed. As ons dink wat u net in hierdie jaar vir ons as gemeente gedoen het. Dinge waarvan ons nie sou gedroom het in die begin van hierdie jaar nie. Dinge waarvoor ons nie eers gebid het nie. Dinge wat ons nie eers bedink het nie. Het u vir ons kom gee. Ons prys u heilige naam en ons eer u daarvoor. En ons vra dan dat u met ons sal voortgaan. En dat u ons sal oprig, nie terwille van ons nie. Nee, maar terwille van u en terwille van u eer en terwille daarvan dat ons innige verlange, behoefte en hartstog om u te verheerlik, tog bevredig kan word. Ons glo dit is u wat hierdie hartstog, hierdie ywer, hierdie passie in ons harte plaas. Mag ons, Here, vind dat u ons in staat stel deur die bekragtigingswerk van die Heilige Gees om uitdrukking daaraan te gee. Ons glo dat u dit sal doen, want uiteraard hierdie hartstog wat u in ons harte plaas,
U het tog 'n doel daarmee. U moet tog 'n doel daarmee hê. En daarom begroet ons die toekoms, en daarom begroet ons die pad vorentoe wat U met ons wil loop. Ag Here, ons wil ons roeping opneem, ons wil in die geloof vorentoe gaan, ons wil U vertrou om 'n lieflike werk in ons midde te doen, en deur ons te doen. Ag Here, ons wil nie tevrede wees met die middelmatige nie. Ons wil nie tevrede wees om maar so te wees, soos wat almal maar verwag 'n gemeente moet wees nie. Nee, ons wil meer doen, ons wil meer wees. Ons wil dat U heerlikheid in ons sal woon. Here, ons het die behoefte van 'n Moses, toe hy gesê het, hy wil U heerlikheid sien, en ons wil U heerlikheid sien. So, hoor en verhoor ons dus, en spreek met ons dan nou vanaand. Tot eer en verheerliking van U heilige naam vra ons dit. Amen. Nou ja, ons het vanmôre gepraat oor die kennis van die Here. Ek het vanmôre probeer aantoon dat dit die essensie is van die ewige lewe. En ons het 'n bietjie die vraag gevra, nou maar wat beteken dit om God te ken? Ek het vir julle 'n definisie gegee, soos ek het verstaan, en aan die hart daarvan lê die hele gedagte dat ons met God sal wandel. En daarvoor het ek ook 'n definisie gegee. En ek het toe die oproep gemaak dat ons onsself sal ondersoek wat dit betref. Ek wil ook net sê van julle het vanmôre nog van die preke gesoek, hier is nog, en ook kopieë van vanaand se. Nou ja, nou ontstaan die vraag heel prakties. Hoe kan ons groei? Hoe kan ons toeneem in die kennis van die Here? Hoe kan ons toeneem in ons wandel met die Here? In ons verhouding met die Here? En ek wil graag 14 punte vanaand, party daarvan sal baie kort wees, so moenie skrik nie, maar 14 punte vir julle voorhou wat ek persoonlik dink 14 sleutels is tot 'n groei in die kennis van die Here. En kom ons val sommer dadelik in, en ons begin met die eerste een. In die eerste instansie, ek moet verstaan dat ek geen hoër roeping het as om die kennis van God na te jaag. So wat ek hier wil sê is, ek moet dit verstaan, ek moet dit vat, dit moet my hartspan indring. Hierdie is my hoogste roeping. Jy sien, ons leef in 'n wêreld van aktivisme. Ons leef in 'n wêreld waar daar aan mekaar daarop gehamer word, ons moet dit doen en dat doen en die een doen en die ander doen vir die Here. En dit is nie onbelangrik dat ons vir die Here sal werk nie, want ons word gered tot goeie werke en uiteindelik volgens goeie werke. Maar broers en susters, in die eerste instansie, in die heel eerste instansie, word ons geroep om in 'n liefdesverhouding met die Here te leef. Daar's niks hoër en niks heerliker as dit nie. Luister wat sê die profeet Micha in sy hoofstuk 6 vers 8. Ek het jou bekend gemaak, o mens wat goed is. En wat vra die Here van jou anders? Let op, wat vra hy van jou anders? As om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Dis die ou vertaling. En om nederig, om ootmoedig. Dis nou nie 'n woord wat ons heeldag mee gebruik nie, maar ek dink ons verstaan almal. Om ootmoedig te wandel met jou God. Hy sê, wat vra ek van julle anders? Is nie 'n merkwaardige vers nie, né? Om reg te doen, om liefde te betrag, en om ootmoedig te wandel met jou God. Filippense 3 vers 8 tot 10, daar skryf die apostel Paulus, dat sy ambisie in die lewe, sy hartstog in die lewe, is om Christus Jesus, my Here, te ken, en dit oortref alles in waarde, sê hy, en dan gaan hy aan, hy sê, en al wat ek wens, is om Christus te ken. Dis al wat ek wens. In die Westminster Shorter Catechism, vraag en antwoord 1, wat ons almal baie goed ken, what is the chief end of man? Man's chief end, is die antwoord, is to glorify God and enjoy Him forever. En dit is ook tot wonderlike vreugde, is dit nie? Om die Here God te ken, beteken om hom te geniet. Ek is nogal gefascineer die afgelope tyd daardeur, dat die Bybel op verskeie plekke die ewige heerlikheid
tipeer as die vreugde van die Here. Kom, gaan in my vreugde. En dit gaan ons ewige staat wees, en dit gaan ons ewige belewing wees. Ons gaan vreugde hê in die Here. Broers en susters, ons Christendom is nie 'n lang gesig ding. Nee. Dis 'n lewe van vreugde, maar let op, dis vreugde in die Here. Paulus skryf, verbly julle, ek herhaal, verbly julle in die Here. En baie mense beklemtoon die verbly julle, en dan kan dit nou maar enige blydskap wees, maar jy kry blydskap op InterVarsity paviljoen, en jy kry blydskap in 'n kroeg, en jy kry blydskap by 'n familiebyeenkom, maar hy sê, en hy kwalifiseer dit, verbly julle in die Here. En dis ons onroeping, en nou sê julle, baie van julle vir my sê, ja maar, ek moet eerlik wees, ek beleef dit nie regtig nie. Môre is weer maandag, en 'n nuwe week, en as ek baie eerlik is, tot op die been eerlik, dan het ek nie so blydskap in die Here nie. Maar dis hoekom ons kyk, waarna ons kyk vanaand. Want kry hierdie 14 riglyne in plek in jou lewe, en jy sal sien, hoe vorder jy van heerlikheid tot heerlikheid, en hoe vorder jy in jou begeerte daarna om die Here meer en meer te leer ken. En tot daardie mate sal daar sin wees in jou lewe, en tot daardie mate sal daar vreugde wees in jou lewe, en vervulling wees in jou lewe. Die tweede riglyn is dit, laat ek dit met beide arms omhels. God wil homself aan my openbaar en met my wandel. Met ander woorde, as ons hom vra, ag Here, ons wil U beter ken, dan vra ons nie iets van hom wat hy nie wil gee nie. Nee, ons vra vir hom iets wat hy wil gee. Dis hy wat ons gemaak het, dis hy wat ons geskep het, dis hy wat ons gered het, sodat ons met hom sal wandel. Kan ek dit nou respek so stel? Die Here God sien nie kans vir die ewigheid sonder ons nie. Dis met dalk 'n skokkende manier van stel, om te sê hy sien nie kans nie, maar die punt wat ek wil tuisbring is, hy wil met ons wandel. Hy soek ons gemeenskap. Moenie vrees nie, klein kindertjie, want dit was julle Vader se welbehae om julle die koninkryk te skenk. Hy wil dit doen, hy wil dit gee. So as ons dit vir hom vra, dan vra ons presies wat hy wil gee. En dit is presies wat hy wil hoor. So, dit lê in die hart van sy beloftes vir die nuwe verbond. Gaan lees maar die Ou Testament se beloftes met betrekking tot die nuwe verbond. Dit gaan alles daaroor uiteindelik en in die finale analise dat ons met hom sal wandel. Dis hoekom hy ons herskep het. Dis hoekom hy sy seun gestuur het. Dis hoekom die nuwe verbond in plek gestel is. Dis hoekom ons nie meer in die ou verbond leef nie. Nee. Die Ou Testamentiese Israel het maar net gekyk hoe Moses in die tent van samekoms. Ja, hulle kon ook aangaan, maar ek bedoel die hele klem in die Bybel val op Moses se en Joshua. Dis nie 'n fascinerende gedagte. As Moses klaar was en hy moes teruggaan in die laar toe om daar te gaan regeer, dan bly Joshua agter. Ek het al baie daaroor gewonder. Maar hoe dit ook al sê. Ons moet verstaan, die Here wil met ons wandel. Hy wil met jou wandel. Dis waaroor dit gaan in die verbond. Ons 'n volk vir hom, hy 'n God vir ons. Gemeenskap. So, jy het nie 'n spesiale woord van die Here nodig om te kan bid, ag Here, lei my dieper en dieper en dieper in gemeenskap met U in nie. Die Bybel is vol daaroor. En die Here wil dit gee. Derdens, my gerigtheid moet God persoonlik wees. Dis die gewer en nie bloot sy gawes nie. Ek dink dit neem epidemiese afmetings aan in die kerk, dat ons die Here se aangesig soek terwille van wat ons uit hom uit kan kry. En dat die beklemtoning is wat hy vir ons gee. Maar primêr gaan dit daaroor dat ons met hom gemeenskap wil hê, dat ons hom wil ken. Die gawes wonderlik, maar dit is sekondêr. Wat kan 'n groter belediging wees vir iemand, as iemand anders na jou toe kom en sê, man, ek wil jou vriend wees, maar hy stel eintlik net belang.
in wat hy by jou kan kry. Ek het nou in Namibië by 'n situasie gekom, 'n gemeente, dat 'n baie vername man uit Suid-Afrika hulle kom besoek en hulle was vreeslik opgetrek daarmee, baie vername man. Maar hierdie gemeente het 'n man wat fabelagtig ryk is. Ek praat nie van 'n miljonair nie, ek praat van 100, 200 miljoen rand sterk is. Hy is daar in die gemeente. En hierdie man van Suid-Afrika, hierdie baie vooraanstaande man van Suid-Afrika wat hulle kom besoek, toe hy uiteindelik weg is, toe besef hulle, hy het gekom terwille van hierdie ryk man. Hy het gekom om te kyk of hy hierdie ryk man se arm kan draai, om daarom 1 miljoen of 2 by hom te kan kry. En ek kan vir julle sê, daai gemeente het aanstoot geneem, daai gemeente is ontnugter, daai gemeente wil naar word oor hierdie man uit Suid-Afrika se motiewe. En dis maar net om te illustreer, as ons die Here blootsoek oor wat ons by hom kan kry, dan beledig ons hom. Nee, ons soek hom terwille van homself. Jy sien, dis die hele gedagte. Vierdens, God kan slegs in en deur Jesus Christus geken word. Dis 'n volgende beginsel. Enerzijds is die mensgeworde woord God se hoogste en volmaakte en finale openbaring aan ons. Jy sien, die Nuwe Testament is tog duidelik daaroor en ons stel dikwels daaroor gehandel hier in die gemeente. Ek gaan dit nou nie verder ontwikkel nie. Maar die punt is net, 'n mens kan die Here God nie ken as jy hom nie in Christus leer ken nie. As jy nie lank en intens en weer na Jesus Christus kyk nie, kan jy God die Vader nie leer ken nie. Hebreërs 1 vers 3 stel dit so, uit hom, dit is uit Christus, straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. En dit gaan hier tot 'n baie groot mate oor die mens geworde Christus. Want dit gaan daaroor dat ons na Christus, die mens Christus Jesus moet kyk om te sien wie en wat is God. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewebeeld van die wese van God. Die hele gedagte daar is, as jy 'n seelring sou hê en jy druk hom in seellak in, dan kry jy 'n afbeelding van daardie seelring, 'n presiese, akkurate afbeelding. Dit sit in hierdie Griekse woord. En dit kom net daarop neer dus, Christus is die helderste venster, deur wie ons moet kyk as ons wil sien wie en wat is God en as ons God wil ken. En daarom is die Christelike geloof skaamteloos Christus gesentreerd. En daarom kan ons sê, prediking in 'n gemeente wat nie Christus gesentreerd is nie, staan ernstig onder verdenking wat die egtheid daarvan betref. Maar dit aan die een kant, Christus is die hoogste en finale openbaring van wie God is en laat ons dus na Christus kyk. Ek vind dit fascinerend, is dit nie so nie? Die mens Christus Jesus, hierdie nederige man wat in Palestina groot geword het, Nasaret, hierdie nederige man wat in eenvoud op die stofpaaie van Palestina rondgeloop het en gepreek het, en hy, die ewebeeld van die skepper van hemel en aarde. Dit is, gaan ons verstand te bowe in 'n sekere sin. Maar jy sien, wat ons moet verstaan, wat ons in hom sien, sy liefde, sy barmhartigheid en sy geduld en sy genade en sy wysheid en so kan ons aanhou. Dis die essensie van wie en wat God is. Kom ek stel dit so, kan ek dit plat uitdruk, julle gaan nie aanstoot neem en ek doen dit nie in disrespek nie. Hou jy van Jesus? So is God. Dis die hele gedagte. Ek onthou, hele klompie jare gelede toe skakel daar by ons gemeente in die Vaaldriehoek 'n man in, 'n baie geleerde en 'n baie vooraanstaande man. Hy was 'n Hindoe gewees. En hy vertel toe vir ons, terloops, ons het die merkwaardige ervaring gehad, hy kon geen Afrikaans praat of verstaan nie, maar as hy in die diens gesit het, dan het hy als verstaan wat ek gepreek het.
Hy kon nie, as hy klaar gepreek het, dan kan hy weer die Afrikaans verstaan. Maar hoe dit ook al sê, hierdie man vertel ons, hy was 'n Hindoe en hy was besig met 'n doktorsgraad by die Universiteit van Natal, en een van sy medestudente wat saam met hom studeer het, was 'n Christen, en sy het gedurig met hom gekarring oor die evangelie, en toe uiteindelik vir hom 'n Nuwe Testament persent gegee, en hom omgepraat om die evangelies te begin lees. En toe hy by ons uitkom, het daar min of meer 3 jaar verloop, wat hy homself al as 'n Christen beskou het, en toe ek met hom gesels, toe sê ja, wel, uiteindelik nog niks verder in die Bybel gelees as die evangelies nie. Ek sê nou maar, nee, hy lees die evangelies oor en oor. Ek vra toe vir hom, hoekom? Hy sê nee, ek het so verlief geraak op Jesus, dat ek op hierdie stadium nog nie 'n behoefte gehad het om verder te lees nie. Kostelik, maar daar sit 'n groot en 'n diep waarheid in. Ons moet so verlief wees op Jesus. Wil jy weet, hoe is God? Hou jy van Jesus? So is God. Ja, Jesus het ook die tafels in die tempel omgekeer. God is ook 'n God van toorn. Jesus het ook huigelagtigheid gehaat, en hy het geen geheim gemaak daarvan nie. God is ook so 'n God. Maar julle sal met my saamstem, 'n mense algehele opinie en aanvoeling wat Jesus betref, soos die woord van God omskets vir ons in die evangelies, is iemand wat oneindig en onbegryplik liefdevol is. En hierin sit daar wonderlike troos. Niemand het hy meer lief gehad as die swakkes en die ellendiges en die sondaars. Ek bedoel, mense wat weet hoe sondig hulle is. Mense wat nederig is. Hy het nooit, nie een keer, het iemand wat nederig na hom toe gekom het, weggejaag nie. Nie een keer nie. Ja, hy kon nie die hooghartiges en die godsdienstig trotses. Hulle het hy nie verduur nie. So, as jy nederig is, en as jy laag voel voor die Heer, dis 'n preek op sy eie, is dit nie? En amper was dit. Kom ons gaan maar net aan. 5dens, hierdie openbaring geskied deur woord en gees. Wel, is so voor die hand liggend. Hoe sien ons Jesus? Ons sien hom in die woord. Daar's nie 'n ander manier nie. Ons sien hom in die woord. En hoe verstaan ons die woord? Ons verstaan die woord deur die inwerking en die verligtende werk van die Heilige Gees, is dit nie? En dit is hoekom ek sê, deur woord en gees. Natuurlik kan ons God se almag en sy ewige krag en sy goddelikheid in die skepping sien, natuurlik. In die sogenaamde algemene openbaring, dis tog duidelik, in Romeine 1 word dit ook uitgespel. Maar dis nie naasteby genoegsaam nie. Nee, om tot 'n lewende verhoudingskennis met God te kom. Jy sien? Is ons afhanklik van sy besondere openbaring, sy woord, nie net en nie bloot sy algemene openbaring. Sommige van julle werk as natuurwetenskaplikes. En julle het vreugde daarin. Ek het 'n baie goeie vriend wat 'n baie toegewyde Christen is. Ek kan maar sy naam noem, Heinz Strauss, wat 'n chemikus is by uitnemendheid. En hy het al meermale vir my gesê, dis vir hom so onbeskryflike voorreg om in die chemie die vingerafdrukke van God te sien. Ja, dis legitiem, dis reg, dit behaag die Here. Ons moet dit so geskied. En of ons dit nou in die chemie sien en of ons dit in die fisika sien, ek het nou in Windhoek te doen gehad met 'n man wat 'n geohidroloog is, julle al van so iets gehoor. En hy het soveel vreugde in die geologie. Dis reg. Maar broers en susters, dit gaan maar net so ver. Verder is ons afhanklik van die woord en van die gees om die woord vir ons lewendig te maak. Is dit nie so? En weer eens sê julle met my saamstem, die sentrale tema van die woord is Jesus Christus. Daar's geen twyfel tog oor nie. So, dit beteken egter nie dat ek die Bybel maar soos enige boek kan bestudeer nie. Nie soos 'n fisika handboek of 'n wiskunde handboek of wat die geskiedenis handboek. Nee, ons het die verligtende werk van die Heilige Gees nodig, nie waar nie? Ja, ek moet dit soek. Ek moet daaraan werk.
Ons is tog ver genoeg gevorder op die pad van die Here om te weet dat God se soewereine ingrype en sy bekragtiging en sy begenadiging nooit ons eie aktiwiteit en inspanning en toewyding ophef nie. Dis sowel die een as die ander. Julle ken mos die storie van die windpomp in die sementdam. Ken jy dit, Basie? Nou as Basie dit nie ken, sal niemand dit ken. Kyk, is in die Karoo. Hier's 'n windpomp en langs die windpomp is 'n sementdam. En dan waai die wind en die windpomp draai en dan stoot hy water in die sementdam in. En nou as julle met my saamstem, nee, kom ek vra eers die vraag. Wat is verantwoordelik vir om daai water deur sê net maar 10 meter te lig tot in die sementdam? Is dit die windpomp of is dit die wind? Is beide. En wat meer is, die energie wat nodig is om daai water te lig, waarvan af kom dit? 100% van die wind af. Daar sit nie energie inherent in die windpomp nie. So is 100% die wind se energie wat die water daar kry. Aan die ander kant, as daar nie 'n windpomp is nie, kan die wind waai net soos hy wil, en daar sal nie water in die dam kom nie. So 100% van die water vloei deur die silinders en die pype van die windpomp. Kan julle dus sien, dis 'n 100% aandeel. Dis nie 50% aandeel. Nou kom ek dit vir julle vertel. O ja. Julle verstaan dus dat ja, ons het 'n verantwoordelikheid. Ja, ons moet ons inspann. Maar ons is algeheel en 100% afhanklik van die Heilige Gees. Bring ons by die 6de beginsel. Sonder gereelde, gedissiplineerde en volhardende gebed vorder ons nie 'n duim op hierdie pad van die hoogste roeping nie. Gebed. Ek dink julle sal met my saamstem, dis tydens gebed wat ons die innigste gemeenskap, die mees intieme gemeenskap met God ervaar, is dit nie so nie? Vraag en antwoord 116 van die Heidelbergse Katekismus. Nou kan ek enige een van die ou doppers vra en julle sal vir my kan sê, laat ek daar na die venter se kant toe. Nee, ek sal niks sê nie. Toe maar, ek sal nie vra nie. Die vraag is, waarom is gebed vir Christene nodig? En hier sit groot wysheid in. Die antwoord kom, omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons vorder. En omdat God sy genade en die Heilige Gees alleen aan diegene wil gee wat hom met hartlike sugte, sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank. Groot wysheid. Groot wysheid. 7. Ons moet ons haas. Die kennis van God lewer sonder uitsondering sy kwota emosionele ervarings op. Jy weet die kringe waar baie van ons kom is maar baie sinies oor emosies in 'n mens se geloofslewe en baie versigtig. Ons sê skaamteloos ons is 'n gereformeerde Baptiste gemeente en julle sal met my saamstem dat die gereformeerdes, en ek spel dit met 'n klein lettertjie G, Rika en gesin. Die gereformeerdes oor die wêreld is nou nie eintlik beroemd vir emosie nie. Daar's baie ander dinge waarvoor hulle ook nie beroemd is, soos vreugde en blydskap en al die goed nie, maar dit om daar gelaat. Hulle is wel beroemd vir geweldige cerebrale aktiwiteit en insig en al die goed, maar emosie, nee. Nou ek sê ja, emosie hoort, ekskuus ek het julle vergeet. Emosie hoort is kan ek dit maar in Engels uitdruk, part and parcel van Christendom. Hoe kan 'n mens 'n liefdesverhouding met die Here God hê sonder emosie, sonder blydskap, sonder liefde wat jy beleef? Is dit nie? Is dit nie so nie? Maar let op. Dis nie emosie sonder meer nie. Dit is emosie wat groei in die groeibodem van waarheid. Jonathan Edwards het daar was herlewing onder sy bediening en veral sy vrou het 'n bietjie oorboord gegaan met emosie en al die goed. En dit het hom gedwing om diepsinnig oor hierdie ding na te dink en hy het toe 'n baie lang verhandeling daaroor geskryf en uiteindelik was sy slotsom heel eenvoudig.
dat alle emosie wat nie gewortel is in God se geopenbaarde waarheid nie, is emosie wat uit die vlees uit is, heel waarskynlik, is emosie wat nie noodwendig van die Here kom nie, maar as dit gewortel is in die geopenbaarde waarheid van die woord, en dus gewortel is in Christus Jesus en wat oor hom geopenbaar word, dan is dit eg en dan is dit van die Heilige Gees, en ek dink daar sit groot wysheid in. 8. God openbaar homself net aan kinderlike en diep afhanklike geloof. Kinderlike en diep afhanklike geloof. Nooit is ons so afhanklik en nooit is geloof meer noodsaaklik as wanneer ons met hierdie selfopenbaring van God besig is nie. Is dit nie so nie? Augustinus, die ou kerkvader, het gesê, as jy nie glo nie, sien jy nie verstaan nie. En ek dink hy daarmee bedoel, as jy nie glo nie, sien jy nie insig hê nie. Jy sal nie begrip hê nie, jy sal nie, dit sal vir jou geslote bly, dit sal vir jou 'n geheimenis bly sonder geloof. Jy sien, dit is die hele gedagte. En die ou Puritein, Thomas Watson het gesê, geloof is die hoofslagaar van die siel. Geloof. Geloof, baie belangrik. Ons het vanmôre gesien, geloof en hoop en liefde. Hebreërs 11 vers 6 het 'n baie belangrike uitspraak ook in hierdie verband. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Wil jy God behaag? Dan moet jy geloof hê. Wil jy God behaag? Dan moet jy geloof beoefen. Wil jy God behaag? Dan moet jou lewe gekenmerk word deur geloof. Sonder geloof is dit onmoontlik om hom te behaag. As jy nie geloof het nie, behaag jy hom nie. Dis so eenvoudig soos dit is. Want, redegewende voegwoord, hy wat tot God gaan. En hoe gaan ons tot God? Wel, primêr nie, gebed is dit nie. Moet glo dat hy is. Nou kom die nuwe vertaling en parafraseer, dit moet glo dat hy bestaan. Ag nee, wat? Ek dink dit sin speel op Eksodus hoofstuk 3, waar die Here God aan Moses openbaar, ek is wat ek is. En nou het ons al in diepte daarna gekyk en julle sal onthou, dat die essensie van die Godse openbaring sit in daai uitspraak, ek is wat ek is. Met ander woorde, hy wat tot God gaan, moet werklik glo dat hy alles is wat hy oor homself openbaar. Jy sien? En jy moet glo dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Dit impliseer tog verwagting. Here, u is 'n beloner van die wat u soek. Ek soek u, dus gaan u my beloon. Daar sit verwagting in. Dis geloof. Maar geloof loop dus hand in hand met verwagting en loop hand in hand met hoop. Want die hoop is 'n vooruitgerigte geloof. Die hoop is 'n geloof wat uitsien na die loon. En hiersonder is dit onmoontlik om God te behaag. So jou en my lewe moet dus lewens wees wat vooruitgerig is, vooruitstrek, altyd weer na meer soek. Ons moet nuwe grense breek. Maar moet nie passief raak, op ons hande sit. Nuwe grense, ook en in die besonder, in ons kennis van die Here. En daarom sê julle hoor, ek bid dikwels, ag Here, verruim tog ons kapasiteit om U te ken. Ons is so bekrompe, ons is pypiekykers. Ons is so tevrede met soebats druppeltjies. Nee, stroom van lewende water, dis wat ons soek, is dit nie? Jy sien, ons is so geneig om vas te steek, en dit is wonderlik, geloof gee aanleiding tot regverdiging, of beter gestel, regverdiging deur die geloof alleen. Ons is so geneig om vas te steek by saligmakende geloof. Ek glo dat Christus my verlosser is. En dis wonderlik, en dis fundamenteel, en daarsonder kan jy nie 'n Christen wees nie. Maar broers en susters, is tog baie duidelik, uitsprake soos hierdie impliseer ook dat daar so iets is soos lewensgeloof. As julle hoor wat ek wil sê, lewensgeloof. Met ander woorde, in 'n sekere sin loop ons altyd op die water. Daar sit toch, hoekom vra die Here Jesus, hoekom gebied hy Petrus om op die water na hom toe te loop? Het julle al gewonder daaroor? Hoekom doen hy dit? Dit is 'n sinnelose oefening. Hy doen dit
omdat hy 'n fundamenteel belangrike les vir sy disippels wil leer. Elke dag se wandel moet in die geloof geskied. Dis hoe ons die onsienlike sien. Dis hoe die onmoontlike waar word in ons lewens. Geloof is die hande waarmee ek God se geskenke vasgryp. 9. God openbaar homself net aan nederige mense. Eintlik het ons al daaroor gepraat. Hooghartige beterweterigheid sal niks vorder op hierdie pad van die uitnemende kennis nie. Kieskeurigheid is tot mislukking gedoen. Ek stel belang om die Here te ken soos ek hom wil ken. Nee. Leer hom ken soos hy is. Leer hom ken soos hy hom aan jou wil openbaar. Is waarom die Here Jesus in Matteus 11 vers 25 tot 27 sê, luister hierna, ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het. En dis nou vir al slim en geleerde ouens, wat baie onder die indruk is, van hulle slimheid, en hulle geleerdheid. Maar dat u, gaan hy voort, dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Nou dit beteken nie, jy moet 'n IQ onder 80 hê om te kwalifiseer hiervoor nie, nee, ou met 'n IQ van 140 kan hiervoor kwalifiseer, maar jy's eenvoudig, jy's kinderlik gelowig voor die Here, dis die hele gedagte. Ja Vader, so was dit u genadige bedoeling, daai het u dit. Dis die Here se bedoeling. Niemand ken die Seun nie behalwe die Vader, en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. So is tog baie duidelik om nederig te wees, om leerbaar te wees, om honger en behoeftig voor die Here te kom, om die bewus van jou eie geringheid en nietigheid voor die Here te kom. Nie kruipend soos 'n party teefhonde nie. Ekskuus, dis nou krieg geweest, maar julle hoor wat ek wil sê. Nee, maar jy kom diep bewus van jou geringheid voor hom. Maar terselfdertyd diep bewus van die feit dat hy presies dit wil beloon met sy goeie gawes. Tiendens, die kennis van God is nie vir terloopse en dubbelhartige soekers nie. So terloops. Soek hom vandag, môre vergeet jy van hom nie. Nee, dis iets wat 'n mens doelgerig, gedissiplineerd en volhardend moet najag. Onthou julle Hosea 6:3, laat ons ken, laat ons dit, môre aan gekyk, laat ons dit najag om die Here te ken. Of Jeremia 29:13, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Dis die hele gedagte hier. En alle godsmanne en godsvroue deur die geskiedenis was gekenmerk deur hierdie gesindheid. Gaan lees maar die biografieë, lees maar die Bybel. Hulle het die kennis van die Here in opregte ywer gesoek en bly soek en aan mekaar gesoek. Hulle het 'n heilige honger gehad, om dit so uit te druk. Nou mens van dit by Moses, die gedeelte wat ons gelees het, julle sal met my saamstem. Dis 'n aangrypende gedeelte, is dit nie? Hierdie 3 hoofstukke 32 tot 34 van Eksodus. Ons lees in hoofstuk 33 vers 11 dat die Here direk met Moses gepraat het. Nou jy sê, joh, wat wil hy meer hê? Die Here praat met hom soos 'n man met sy vriend. Ek dink julle sal saamstem, dit gaan ons verstand te bowe. Maar dan kom Moses diep onder die indruk van sy gewigtige roeping om die volk te lei, en dit laat hom bid, as hy my dan goedgesind is. Sê hy in vers 13, maak my u wil bekend, of die ou vertaling sê u weë bekend. En julle sal onthou, dit was deel van die definisie vanmôre van die kennis van die Here. Maak my u weë bekend, sodat ek u kan leer ken. En kan doen wat u verwag. Onthou tog, hierdie nasie is u volk. En dan antwoord die Here hierop. Ook wat jy nou gevra het, sal ek doen, sê die Here vir hom, ek is jou goedgesind en ken jou by die naam. Vers 17. Nou, Moses is natuurlik baie dankbaar hiervoor, is hy nie? Dat die Here sy versoek toestaan, en
maar hy is bang dat hy bloot die vermoë gaan kry om die volk te lei en dat daar nie vordering sal wees in sy lewe nie. Hy is bang daarvoor. En wonderlik soos dit alles is, wil hy nie hê dit moet daarby stop nie. Hy wil hê dit moet aangaan. Hy wil meer hê. En ek kan vir julle sê, daar is min dinge wat die Here God meer behaag as 'n man of 'n vrou wat meer wil hê. As 'n man of 'n vrou wat wil sê, Here, ek is nie tevrede met wat ek het nie. Ja, natuurlik is daar 'n sin waarin ons wel tevrede moet wees. 'n Sin waarin ons wel vergenoegd moet wees, maar as 'n ander sin waarin ons nooit tevrede moet wees nie. Om te sê, ek wil U beter ken. Steeds meer. Dis die hele gedagte. En dan sê Moses vir hom, laat ek net U heerlike teenwoordigheid, U heerlike verskyning sien. Laat ek net U heerlikheid sien. Nou, julle ken die reaksie daarop. Die Here God sê dan vir hom, jy kan nie my sien en bly leef, sit hom in 'n skeur, gaan by hom verby. En daardie uitspraak in Exodus 34 vers 5 en 7, vers 5 tot 7, waar die Here uitroep as hy by Moses verbygaan, is een van die mees fundamentele uitsprake in die hele Bybel, in elk geval in die Ou Testament. Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Hy beskryf hy sy attribute, een na die ander. En let op, barmhartig, genadig, lankmoedig, liefde, trou. En ons sien dit in Jesus. Ons sien dit by uitnemendheid in die Here Jesus. En as jy wil weet wat dit beteken, kyk na die Here Jesus Christus. En ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte, en dan gaan hy so voort. Wonderlike uitspraak daai. Min dinge behaag die Here meer as 'n hartstog soos die van Moses. 11de punt. Die kennis van God is vir hulle wat intens begeer om heilig te lewe en om in toegewyde liefdesgehoorsaamheid te dien. Jy sien, want dit gaan nie net daaroor dat ek U wil ken nie, Here. Dit gaan nie net daaroor dat ek met U in gemeenskap wil leef nie, maar dit kan nie anders. Tot die mate wat ek U ken, tot daardie mate het ek 'n begeerte om gehoorsaam aan U te leef. Tot daai mate het ek 'n begeerte om my roeping te vervul in hierdie wêreld. Is dit nie so nie? Mense is tog na die beeld van God geskape, maar hierdie beeld is ernstig geskaad, en dan kom die Here God in Christus en hy herstel hierdie beeld, en almal van ons is tans op hierdie oomblik op die operasietafel. En ons ondergaan plastiese chirurgie, geestelike plastiese chirurgie, en geleidelik neem die beeld van Christus al hoe meer in ons gestalte aan, nê? En ons het die roeping. Ons moet heilig wees soos die Here God heilig is. En ons moet volmaak wees soos ons Vader in die hemel, sê die Here Jesus in die bergrede. So, hierdie proses is in die gang. En ons moet erns maak daarmee. Ons kan nie verwag om te groei in ons verhouding met die Here as dit nie belangrik is vir ons nie, as dit nie alles oorheersend belangrik is vir ons nie. Maar nou is dit 'n spiraal, 'n opwaartse spiraal. Tot die mate wat ek begeer om heilig te wees, tot daardie mate vorm die Here die beeld van Christus in my. En tot die mate wat die beeld van Christus in my gevorm word, tot daai mate openbaar hy homself meer en meer aan my. En tot die mate wat ek hom meer en meer ken, tot daai mate word ek verder gevorm na die beeld van Christus. Kan julle sien? Dis 'n opwaartse spiraal. Uiteraard waar daar 'n opwaartse spiraal is, kan daar ook helaas 'n neusduik wees. Maar 'n opwaartse spiraal. Luister net wat sê die Here Jesus in die bovertrek in Johannes 14. Wie my opdragte het en dit uitvoer, hier gaan dit oor gehoorsaamheid. Dis hy wat my liefhet, en wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en luister, en myself aan hom openbaar. As iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem. En om die Here Jesus se woorde ter harte te neem, is tog om gehoorsaam aan hom te wees, is dit nie so nie? En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Dit is diep hierdie, dit is groot, dit is heerlik. Ons sal na hom toe kom en by hom woon, die Vader en die Seun. Weereens moet ons dit nou nie ruimtelik verstaan nie, ons moet dit relasioneel verstaan.
as die Here by ons woon, as die Here Jesus by ons woon, as die Vader by ons woon, dan gaan dit tog nie daaroor dat hy ruimtelik hier by my is nie. Ekskuus, ek sê dit in respek, maar nee, dis tog nie waaroor dit gaan nie. Jesus is in die hemel, die Vader is in die hemel. Ons beleef wel gemeenskap met die Vader en met die Seun deur die inwerking van die Heilige Gees. Maar ons moet dit dus in terme van 'n verhouding verstaan, en dis waaroor ons praat, as ons praat van die kennis van die Here. 12de punt, as ons net 3 punte hou, moed. Die kennis van God is vir diegene met 'n aanbiddende hartsgesteldheid. God het ons geskape en herskep, sodat ons hom kan verheerlik. En dis onder meer met die oog op aanbidding, dat die Heilige Gees ons dieper in godskennis inlei. Want tot die mate wat ek hom ken, tot daai mate sal ek hom aanbid. Is dit nie so nie? En tot die mate wat ek hom aanbid, is ons weer by die spiraal. Tot daai mate sal hy hom aan my openbaar. Sonder uitsondering, is dit nie so nie? Dink vir 'n oomblik daaroor. Diegene wat op een of ander manier 'n baie intieme ontmoeting met die Here gehad het, het hom aanbid. Jesaja, Esegiel, Johannes op Patmos, en so kan ons aanhou. Wat verander Paulus se lewe dramaties, totaal. Hy ontmoet die opgestane verheerlikte Here Jesus Christus op die Patmospad. Wat verander die disippels? Hulle sien en ontmoet die opgestane Here Jesus. Ja, die Heilige Gees bedien dit aan hulle op die Pinksterdag. Maar julle is met my saamstem, vat 'n ou soos Petrus. Hy was 'n lafaard voor die tyd. Hy was 'n trots gewees. Baie mond gehad. En na die tyd, 'n totaal ander man. 13. Wie God wil leer ken, moet tevrede wees om nie net die aangename uit sy hand te ontvang nie, maar ook sy dissipline en sy tugtiging. Ons kan nie daarvan wegkom. Is net so, ons leer die Here God beter ken in die valleie as wat ons hom leer ken op die bergspitse. Ons het vriende wat die afgelope week by ons gekuier het. Dit is die eerste maal wat ons hulle gesien het in min of meer 14, 15 jaar, sê maar 14 jaar, en jok ek nie. En ons het saam by 2 geleenthede deur baie moeilike tye gegaan. Werklik geweldige beproewing. En ons kon net met blydskap vir mekaar sit en vertel donderdag, toe hulle by ons gekuier het, wat die Here sedertdien in ons gedoen het. Nou weer eens, wil ek nie daarmee spog nie, ek roem in die Here, maar kom ek vergeet van wat hy in ons gedoen het, kom ons praat van wat hy in hulle gedoen het, hoe hulle opgerig het, hoe hulle genees het, die lesse wat ons geleer het in daardie dieptes, kosbaar. En ons kom vir mekaar sê, ons dank die Here na 15 jaar nog steeds vir die lesse wat ons daar geleer het. En dis die waarheid, daar sit my vrou. Ons leer die Here by uitnemendheid ken in die dieptes. Ja, ook op die hoogtes. Maar besonderlik in die dieptes. As die snoeisker besig is in ons lewens. En ons kerm en ons kla en ons skree en ons moan. Maar dis wanneer die Here met ons besig is. Een van daai dinge, dis nie 'n saak van blydskap nie, sê Hebreërs 12, wanneer die Here ons tugtig nie. Maar later egter lewer dit 'n vredevolle vrug van geregtigheid op. En ons sien dit weer en weer in die lewens van die heiliges deur die eeue. En elke ware gelowige ken dit in eie lyf. En die van julle wat op die oomblik onder die snoeisker deurloop. En die van julle wat op die oomblik in die dieptes is en wat op die oomblik getugtig word, dit kan siekte wees, dit kan ouderdom wees, dit kan pyn wees, dit kan armoede wees, dit kan benoudheid wees, dit kan gebroke verhoudinge wees, maak nie saak nie. Vertrou die Here om 'n goeie vrug hieruit te laat groei. Hy gaan dit doen. 14. Lesbes. Moet die bergpad na die hoogtes van godskennis self geloop word. Ja. Tot 'n baie groot mate leer ons die Here ken in gemeenteverband. En as die Here se goedheid,
dat hy ons in gemeentes plaas, is dit nie so nie. In die midde van broers en susters. Broers en susters wat dieselfde hartstog het, om by hulle in te haak is 'n seën waarvoor ons nie woorde het nie. Ware Christelike belewing en ware wandel met die Here kom baie dikwels korporatief tot uitdrukking, maar in die finale analise moet elkeen sy eie pak dra. Ek bedoel, as ek en jy in ons binnekamer is, dan is ons net so voor die Here. Net so. En in elk geval is groot dele van die roete op na die kruin toe. Die kruin van godskennis. Is langs 'n rotslysie waar 'n mens maar net een kan beweeg. En hoe hoër 'n mens gaan, hoe meer rotslysies is daar. Sal ons saam bid. Ag onse Vader in die hemel, lei ons asseblief van die hoogtes in, die hoogtes van die kennis van die Here. Waarskynlik verstaan nie een van ons die implikasies daarvan as ons dit van U vra nie. Waarskynlik weet nie een van ons enigsins wat dit vir ons sal inhou nie. En tog, dis ons hoogste roeping en tog, dis wat ons meer as enigiets anders begeer. Leer ons om U te ken, leer ons om met U te wandel, leer ons wat dit beteken, Here God. En ons wil eintlik vir U sê, dit maak nie saak wat dit ons kos nie. Ons kan dit sê omdat ons U weergaloos vertrou. Soos ek net nou gebid het. Ons vertrou U. Ons weet U sal ons nie bo ons kragte versoek nie. Maar ons wil U ken. Ons wil U beter en beter ken. Doen dit met ons as individue en doen dit met ons as gemeente gesamentlik. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus, ons hemelse hoëpriester wat vir ons intree by U. En ons vra dit in geloof. En ons begroet die toekoms. En ons begroet die pad vorentoe. En ons begroet meerdere godskennis in ons lewens. In die geloof. Baie, baie dankie dat U ons hoor en verhoor. Amen.